Die 10 gebooie het ons regtig gevat in ons harte hier by Endeavour Familiekerk. Maar die vyand, die duiwel, is die een wat leuns losmaak in ons harte. En wanneer ons praat oor die 8ste gebod, jy mag nie steel nie, en jy sou steel, dan ontken jy eintlik met jou diefstal, dat jy God eer as die een wat aan jou sal voorsien. Met ander woorde, jy vertrou eerder die vyand deur te steel, as wat jy God vertrou om aan jou te voorsien. Johannes 8 vers 44 sê, die duiwel, die Satan, is die vader van die leuns. Met ander woorde, as ek begin om met leentaal te leef, erken ek die duiwel as die vader in my lewe, en ek ontken God die reg tot vaderskap in my lewe. Ek glo, jy geniet hierdie reeks van die 10 gebooie. Geniet vandag se boodskap. So ons is in 'n reeks, 'n fenominale reeks. Ek het nooit gedink die terugvoer wat ons gaan kry van ons gemeente gaan so groot wees nie. Maar ja, mense het ons verbaas oor die reaksie. En die feit is, ons hoor so min van die 10 gebooie. Wêreldwyd is daar onder Christene kan hulle net 4 wette onthou. En die 4 wette wat hulle onthou, kan ook nie in volgorde gesê word nie. So, op versoek gaan ek dit net gou weer vir jou wys, hoe jy dit kan onthou. En dan maak jy dit dalk deel van jou eie lewe, en jy maak seker dit groei ook in jou eie lewe. En as jy van die boodskappe gemis het die afgelope 4 weke, asseblief, gaan kry dit, gaan kyk na dit op YouTube, en ek glo regtig my hele hart, dit gaan jou lewe ook verander. Ek wil net seker maak, het jy 'n klippie gekry? Almal 'n klippie gekry? Great stuff. Dit is vir Dinsdag, dat jy ook 'n klip het om te kan teruggooi. Ons is 'n gemeente wat jou toerus. As jy meer klippe wil hê, ons het baie. Okay, vanoggend praat ons oor die koste van 'n kompromie. Maar hier is die 10 gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, gees en verstand, en geen ander God nie. Jy mag voor geen ander God buig nie. Buig. Jy maak 'n covenant met jou mond om nie die naam van die Here uitelik te gebruik nie. Jy moet op die Sabbat rus. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng sal word. Amen? Amen? Tieners sê amen! Vir jong mense, daar sê 16 is, help my, wat is die 16? Ek het vergeet. 16, help my, kom. Nee, ek het nie vergeet nie, man. 16 is so. Jy mag nie moord pleeg nie, skiet. Skiet, okay? Mag nie moord pleeg nie, thou shall not commit murder. Right. Die 7 is, jy moet jou eie man en vrou lief hê. Oorspel. Nie 5 ander mans of 5 ander vrouens nie. Okay, so, dis dit. 8 is in sekere lande, kap hulle jou duim af, as jy gesteel het, in ons land sal seker 40 miljoen duime gewaai het, maar hulle kap jou duim af as jy steel. So, dis hoe hulle dan sê, jy mag nie steel nie. Die 9 is, nee man, Sean kan nie alles ken nie. Kom, wat is die 9? Gaan oor vanoggend? Valse getuienis, great stuff, well done. Mag geen valse eed aflê nie. Ons gaan vanoggend daaroor bedien nie. 10 is, covet, begeer. Mag nie jou naaste so goed begeer nie. So dis net om jou te help om te sê, ek wil hierdie goed deel maak van my lewe. Ons sê vir mekaar, dis u woord geskryf op my hart. Ek lees vir jou 'n storie van 'n seun met die naam Marnus. Op 'n stil Saterdagoggend stap 'n jong seun Marnus by die dam verby en hy tel 'n klein klippie op. Dis hoekom jy 'n klip in jou hand het. Niks besonders nie, net 'n ou gladde wit steentjie. En sonder om te dink, gooi hy dit so hoog as wat hy kan in die lug en op. En dit maak so 'n duidelike plop op die water. Maar die rimpels begin uitkring. Eers maak dit 'n paar eende skrik en hulle vlieg weg. Dan raak dit die waterlelies wat begin te skuif
En heel aan die ander kant van die dam sit daar 'n oom, rustig probeer hy vis vang en sy lyn ruk skielik en hy spring op en sy koeldrank val uit en sy stoel val om en hy val in die water en hy beland in die water en hy's papnat. En Marnus staan verstom en kyk na die situasie. Maar die rimpels het baie verder gegaan as wat hy ooit sou kon dink. Later die dag toe loop hy weer in hierdie oomie vas en die oomie glimlag vir hom en die oomie sê, seun, dis altyd die klein dinge wat die groot rimpels veroorsaak. Die koste van 'n kompromie. Hooglied 2 vers 15 sê, gou, vang vir ons die jakkalse. Dit is die klein jakkalsies wat die wingerd verniel. So hier is my tema sin en jy kan dit saam met my lees. Een klein leuen of een klein diefstal kos jou meer as wat jy dink. Kom ons lees dit gou saam. Een klein leuen, lees dit saam met my. Een klein leuen of een klein diefstal kos jou meer as wat jy dink. En dis die gevaar hiervan. Sean sê dit so mooi, hy sê 'n wit leuen is pikswart uit die diepte van die hel. Jakobus 2 vers 10 sê, as iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. So dit help nie sê ek onderhou al hierdie wette, maar as een ding wat ek aanlei nie, as een ding wat ek mee sukkel nie. Craig Rochelle sê, small sins lead to big consequences. Jou karakter word nie gedefinieer deur jou groot oorwinnings nie, maar dit word juis gedefinieer deur jou klein keuses. So hier's die eerste ding, jou verborge sondes. Wanneer ons aan die 10 gebooie dink, dan kategoriseer ons dit dikwels en dan sê ons vir onsself, daar's groot sondes, die moord en die oorspel. En dan sê ons, dankie tog, ek sukkel nie daarmee nie. Dis die goed wat ons in die fliek sien wat hulle vir ons wys. Dis eintlik okay, maar dit is nie okay nie. Sê gou vir iemand langs jou, dis nie okay nie. Maar dan kom ons by die 8ste en 9de gebod. Jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuies teen jou naaste aflê nie. En ons behandel hierdie gebooie dikwels as die mindere sondes. Ons dink, ag dankie tog, ek is nie 'n dief nie. Kan jy gesien, is ons diewe hier? Nee. Of ons sê, ek is tog nie 'n leienaar nie. Maar hierdie gebooie gaan eintlik oor baie meer as die groot dinge. Dit gaan oor die integriteit van ons harte. Die wet wat geskryf is op my hart. Die voorbeeld wat ek gebruik is, jy ry nie oor 'n stopstraat nie, hoekom nie? Want dit beskerm jou lewe en dit beskerm ander mense se lewens. Maar net so vra God van jou dat jy hierdie 10 gebooie jou eie sal maak, deel van jou lewe sal maak. As dit geskryf is op jou hart, dan beskerm dit jou lewe, maar dit beskerm ook mense se lewens rondom jou. En ek wil hê, jy moet van vandag af vir jouself sê, Here, ek gaan anders te leef, ek gaan anders te doen, want dis wat God van my vra. Die 8ste gebod sê, dit is meer as monopoly geld. Ek wil gou vra. Ek vra vir jou, wie van julle ken hierdie bordspel in julle huis? Wie het dit al gespeel met groot vreugde, kan ek gou sien? En wie het dit al gespeel sonder enige beklei? Niemand nie. Wel, in ons huis is 2 mense verban om die bank te wees. Ek sal vir julle sê, wie is die een? Is ek. Toe daar uitgevind word, ek kan nie met geld werk nie. Want ek in die bank raak sulke vriende. En in ons huis mag jy van die eerste ronde afkoop. Dis hoe dit werk. Dan gaan dit vinniger. Eers dan maak ons geld. En toe kom hulle agter, daar's iemand anderste ook wat nie die bank mag wees nie. Maar ek kan vir julle sê, dis nie my vrou nie. Ouers, ons praat nie vandag van hierdie oppervlakkige goeders nie. Wanneer ons die woorde hoor, jy mag nie steel nie, dan gaan dit oor baie meer as diefstal. Die skrif sê in Levitikus 19:11, julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Steel is nie net kontant vat nie.
Steel gaan ook daaroor as jy krediet vat jy nie aan, wat nie aan jou behoort nie, as jy iets, wat iemand erkenning voor gee, en jy trek daai baadjie aan, en jy maak asof dit jy is, jy vat krediet wat nie aan jou behoort het nie. Steel is ook tydmors, as jy van jou maatskappy net 30 ure gee, maar jy weet eintlik jy moes 40 of plus ure gegee het, want dit is after all wat God van jou vra. Wat is steel nog? Matthew Henry skryf, getting money by lying is no better than downright robbery. Cheating is stealing. You might as well pick a man's pocket as impose upon him by a lie. As jy van iemand weerhou wat aan hulle verskuldig is, dan is jy eintlik besig om 'n dief te wees. Wie het al by die til gestaan, dan moet jy R10, R30 terugkry, dan kry jy R100 terug. En dan dink jy, ag Here, dankie dat U ook in hulle harte werk. En jy vat die geld en jy gaan huis toe. Of jy met 'n restaurantrekening betaal, en die rekening moes gewees het R3.780, kos ons duur vandag om uit te eet. Maar dan bil die dame jou net R378, en dan sê jy vir jouself, ag dankie tog, dan kan ek weer 'n keer gaan uit eet. Die Here werk nog. Nee, dis oneerlik. Jy vat wat nie in jou behoort nie. Dis daylight robbery. Jy mag nie so iets doen nie. God het dit teen sy kinders as ons besig is om dinge te doen wat nie van hom af is nie. Wat moet ons doen? Die aksie hier is om terug te gee en te herstel. As jy enigiets gedoen het, tyd gemors het van 'n maatskappy, of jy het krediet geneem, of goed gevat wat nie aan jou behoort nie. Efesiërs 4:28 sê die dief moet ophou om te steel en harder werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik, sodat hy iets kan hê om met mense in nood te deel. Ek moet jou vertel van die storie van Big B. Ek wil nie sy naam noem nie, maar in 'n ander stad bel Big B my eendag en hy sê, pastoor, ek moet jou dringend sien. Ek sê, wat's fout? Hy sê, nee, dringend. Ons kuier, hy sê, pastoor, ek het verskriklik gesteel van my maatskappy. Ek hou my eie kop vas soos wat hy gesteel het. Ek besef hierdie ou het verskriklike moeilikheid. Hy sê, wat moet ek doen? Ek sê, jy moet gaan bely. Hy sê, ek kan nooit gaan bely, en hulle gaan my fire. Ek sê, well then we'll face the consequences. Gaan terug en gaan bely. Hy gaan terug, hy gaan sit voor sy eienaar en sê, ek het jou vir maande beroof. Die eienaar sê, ek weet. So weet hy, sê, ek het kameras. Mense het jou kom verklap. Hy sê, ek het reeds besluit, ek gaan jou fire. Hy sê, meneer, asseblief, moenie my fire, ek is jammer, ek sal elke sent van dit wat ek betaal het, gesteel het, sal ek terugbetaal. Die eienaar sê vir hom, jy is vrygespreek, gaan in vrede, jy kan vir my aanhou werk. Die roemer loop in die maatskappy dat die eienaar hom vrygespreek het, en een na die ander begin die ouens te bely en sê, ek het ook gesteel. En hulle begin saamwerk, en as hulle iemand vind wat steel, dan gaan hulle om te sê, luister, hier is die maatskappy wat aan hierdie eienaar behoort, ons gaan nie steel nie. En so begin hulle om almal te motiveer om eerlik te leef. Minder as 'n jaar later, roep die werkgewer hom weer in, die werkgewer sê, mooi so, ek kan agterkom wat besig is om te gebeur in die maatskappy. Ek gee jou nou 'n hoër aanstelling met meer geld. Baie dankie vir die verskil wat jy gebring het in ons maatskappy, deur dood eenvoudig net eerlik te gewees het. Hier is die 9de gebod, die wapen van jou woorde. Jy mag nie valse getuienis aflê nie. Nou ons dink onmiddellik aan die courtroom, die hofsaal, die vertrek waar dit gebeur wanneer 'n prokureur of advokaat jou moet vrykry. En ouens, ek het al mense gaan ondersteun wat deur sake gegaan het. Ek was nie self daar nie, dankie Here, maar dis 'n verskriklike plek. En dan sê Levitikus 19 vers 12, julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. God is ernstig hieroor. In Deuteronomium 19, as 'n valse getuie gelieg het om iemand te laat doodmaak, het die leenaar die straf ontvang wat hulle vir die onskuldige bedoel het. Watter straf jou ook al opgelê sou word. Jou woorde hou die krag van lewe en dood.
En geen wonder dan dat Jakobus sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Mense sal vir jou genade hê, wanneer jy die waarheid praat. Het jy my gehoor? Mense sal vir jou genade hê, wanneer jy die waarheid praat. Ons kinders het in 'n pastorie groot geword. En dit beteken, ons kinders het nooit gelieg nie. En eendag is Nenda baie slimmer as ek. Wel, sy sal vir jou vertel is elke dag. En sy kom agter, maar hier is nou iets wat uitkom en sy stem nie daarmee saam nie. En sy sê vir my, stop die kar. Ek dink, joh, my vrou tree nooit so op nie. Ek stop die kar baie vinnig, die baas het gepraat, ek trek af. Ek stop, ek sê, wat nou? En sy draai om in die kar en sy gee daar 'n speech wat ek nie sal vergeet vir die res van my lewe nie. En ons leer ons kinders die beginsel van the truth shall set you free. Hulle het amper met moord weggekom vir die res van hulle lewe. Wat hulle agterkom, waarheid maak vry. Waarheid maak dat ek kan kom en dat ek kan come clean en dat ek die waarheid kan praat. Want as jy nie die waarheid praat nie, dan sien mense eintlik 'n gat dwars deur jou. Julle mag nie 'n valse eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. So lyk valse getuienis in die kerkbanke. Skinder. Dit hele paar weke terug, skinder. Dit is om feite om te draai of feite aan te dik en te praat oor iemand en hulle sê daarom hulle self te verdedig nie. Of in stilte, not my monkey, né? Not my circus, né? Ons sê dit mos, né? Dan bly ons stil en ons kom nie uit met die waarheid, ons praat nie dat ons die waarheid hoor nie. Ons bly stil wanneer iemand anders te belaster word, of oor oordrywing, hyperbool, om 'n saak groot te maak. Ouens, ek ken sulke mense, dit word altyd oordrewe na dramatiese kant toe vertel, en dan dink ek met myself, maar dit was nie so erg gewees nie. Is om die waarheid te verdraai, om jouself goed te laat lyk, of iemand anders sleg te laat lyk. Hier is die wortel. Die wortel van die waarheid en die eienaarskap van hierdie twee gebooie. Die verband is die 8ste gebod, praat eintlik oor mense om jou. Jy lieg tog nie eintlik oor jouself nie. Jy lieg omdat dit mense rondom jou raak. En dan die 9de handel oor jou reputasie, die waarheid oor wie ons is. En beide van hulle is gewortel in vertroue. Nou gaan jy 'n storie vertel sonder 'n naam. Maar lank gelede was daar 'n pastoor in hierdie gemeente. Nou wil julle weet wie dit was. Ek gaan nie vir julle sê nie. En een sonnagoggend kom ek agter, maar hy is so pap soos 'n papbattery in die winter. En ek gaan hom toe, ek sê, hey, waar is die juice? Nee, praat sy vroukie vinnig en sy sê nee, ons was gisteraand by 'n show in Pretoria en die show het eers klaar gekry 12:30. En ek kyk kom so en ek draai om en ek loop. Terwyl ek so huis toe ry, sê die Heilige Gees my jou skuld. Ek dink hier hoe kan my skuld wees? Die Heilige Gees sê vir my daar's nie vertroue nie. As jy jou vertrou het hy vir die waarheid vertel. Bel hom. Ek sê luister, môreoggend 8:00 gaan ek nie jou koffie drink. Die maandagoggend 8:00 sak ons in die system en ek praat met hom oor wat vertroue is. Eintlik gaan hierdie gebooie terug na vertroue. Ons kan regverdig, ons kan steel regverdig omdat ons dink ons verdien dit, of ons kan valse getuienis regverdig omdat ons dink ons beskerm onsself. C.S. Lewis het so mooi gesê, integriteit is iets is om die regte ding te doen, selfs wanneer niemand kyk nie. Hy sê, en waarheid is praat die waarheid, en jy sal nooit hoef te onthou wat jy gesê het nie. Glo julle dit? Ja, my ma het altyd gesê, al loop die leuen ook hoe snel, die waarheid agterhaal hom wel. Nou julle, ek gaan iets uit my huis uit bely. Ken julle kondensmelk? My ma en pa het 4 kindertjies gehad. Ek was die 3de gebore kind en ek was die soetste van al 4.
Ek's bly hulle stem saam. En dan het my ma kondensmelk gekoop. En ek het van kleins af 'n kleintjie dood met kondensmelk gehad. En dan vat ek die kondensmelk en hou ek kom so boor die stoomketel, dan stoom ek die prys af. Kinders, julle mag nie sulke goed doen in die huis nie. Dit is teen die wet. En dan maak ek 'n gat en dan drink ek daai kondensmelk leeg. Plak ek die prys weer terug en dan sit ek hom in die kas. En dan wil my ma bak. Dan roep sy die 4 swartjies en sê kom staan hier. Staan ons almal daar. Wie het my kondensmelk uitgedrink? Kyk, ek so vir die ander. Ons orrelpypies. 16, 14, 12, 9. Dan sê my ma, ek maak 5 kinders in hierdie huis groot. En een van hulle is 'n spook wat lieg. Jare gaan verby, ek's getroud, ek het kinders. Ek koop 'n blik kondensmelk en ek sit hom so trots op die eetkamertafel neer. Ek sê vandag drink ons koffie met kondensmelk. My ma sê, is jy nog steeds so lief vir kondensmelk? Soos toe jy 'n kind was. Ek kyk as so diep, so onskuldig as wat ek kan wees. My ma sê vir my seun, ek kon dit op jou gesig gesien het. Jou ore het so geflap van die rooi. So het ek geweet jy is skuldig. En as jy eers so maak, dan weet ek dis jy gewees. Ek sê, "Ai ma, ek wil maar net bely vandag." God is 'n God van waarheid. Hebreërs 6 vers 18 sê, dit is onmoontlik om vir God te lieg en vir jou ma. Daarom moet sy volk, sy kerk, God se kerk, ek en jy, kinders van God, moet ons mense van waarheid wees. Die ou mens in ons wil 'n bietjie steel om voor te kom en 'n bietjie lieg om veilig te wees, maar dit is om soos die wêreld te leef. God roep ons na 'n hoër plek van leef. Die band, kan julle asseblief vorentoe kom? As 3 wyse stappe wat jy kan volg om hierdie goed deel te maak van jou lewe, om dit in te skryf in jou hart, om vandag te sê, Here, ek gaan met hierdie klippie begin te loop in my lewe. Ek gaan op my lesenaar sit, dalk in jou kar so in 'n ring, dalk wil jy hom net iewers sit, wil hom elke dag sien, miskien by jou aftershave of iewerste by jou gremering en vir jouself sê, ek wil myself herinner om die wet, God se wet, geskryf te kry op my hart. Om te sê, Here, ek het so maklik dit net weggeskans en gesê ek lieg nie, maar daar was kere, tye, plekke waar ek regtig nie geleef het volgens God se woord nie. Die eerste een is gee terug, elke dag. Gee terug wat nie aan jou behoort nie. Voor die dag begin, wat neem ek vrylik? Wat het ek vrylik geneem wat nie aan my behoort nie? Kyk na jou kalender. Kyk na jou beursie. As jy tyd of geld of erkenning gevat het wat eintlik aan iemand anders te behoort, Spreuke 3:27 sê, moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Okay, dis 'n hard ding. Begin jou dag deur aan God te vra, Here, vir wie kan ek vandag dien? Vir wie kan ek vandag laat goed lyk en laat hulle die eer kry, dat hulle opgetel word in plaas daarvan dat ek altyd myself wil aantrek? Waar kan ek gee, Here, eerder as om te vat? Want vrygewigheid is die teenmiddel vir steel. Die tweede punt wat jy kan doen is bewaar my hart, Here. Jogg, julle, dit is 'n gebed in ons hart. Bewaar ons harte, Here. Lena het van 15, 18, 20 jaar terug het sy hierdie ding in ons hart in ons huis gebring om te sê, bewaar jou hart. Want as jy in jou hart waar die goed begin te verkeerd gaan, wanneer jy ook al met iemand praat wat nie in die kamer is nie, en jy praat van iemand pos. Ek ken iemand, sit vanoggend in die gehoor, as 'n gesprek 'n naam en 'n van opbring van iemand anderste, dan sal hy onmiddellik sê, nou ja maar toe, kom ons praat oor die see, of kom ons praat oor jag, of kom ons praat oor draf, of kom ons praat oor iets anders, maar ons gaan oor daai persoon praat nie. En dan twyfel dit my altyd,
hoe hy onwrikbaar daaroor is om te sê ek gaan niemand anders te bespreek nie. Maar die vraag is, voeg ek by hulle reputasie of trek ek van hulle al weg, hulle reputasie? Die aksie is wanneer jy jouself betrap om besig te wees om eintlik iets te sê van iemand wat nie daar is om homself te verdedig nie. Dat jy Efesiërs 4 vers 29 sal onthou wat sê, moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte opbouende woorde wat nodig is om die wet, om die wat luister te bevoordeel. Want die hart sê, bewaar hulle naam, soos wat jy jou eie naam sal bewaar. Salomo sê, jou hart is kosbaarder as korale. Soos ander mense se harte ook kosbaar, se name ook kosbaarder as korale. Die derde een is die interne audit. Dis die oomblik waar jy die Heilige Gees, onthou jy het ook met jou gepraat het, deur die Heilige Gees jou kamermaat, om hom in te nooi. Eintlik gebeur dit met ons almal, elke dag. Die oomblik as jy iets sê, die oomblik as jy iets wil verdraai, die oomblik as jy wil praat oor iemand, dan is die Heilige Gees en dan sê, moenie nou praat oor hom, dis nie nodig nie. En ek bid dat die Heilige Gees jou so sal aanwakker. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou. As ons sondes bely. As ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe en ons van al ons ongeregtigheid te reinig. So hier is die een ding wat ek jou vra om te doen vandag, van vandag af. Gee terug, gaan maak reg, gaan sit jou ure in wat jy moet werk, gaan wees 'n credible persoon, een wat met integriteit leef en sê, Here, ek gaan elke mond wat uit my woord wat uit my mond uitkom, gaan ek bewaar en ek gaan die Heilige Gees vra my elke dag te herinner. Want hier is waaroor dit eintlik gaan. Dit gaan oor jou naaste. En ek is opgewonde, volgende Sondag praat Bram met jou oor covet, begeerte, maar die Sondag daarna praat Sean met jou oor die 11de gebod, maar gaan nie vir jou sê wat dit is nie. Een wat naby in my eie hart leef, dat ons mekaar sal sê, Here, as ek regtig lief is vir mense, gaan my gebed nie oor myself. Die woord sê, seën die wat jou haat. Seën die wat jou vervolg, seën die wat van jou praat, seën die wat oor jou skinder, seën die wat jou sleg maak, seën die wat sleg is teenoor jou. Maar ons as kinders van God, wat die gebooie in ons harte geskryf is, moet op so 'n manier leef, dat hierdie 10 gebooie so afvryf in ons lewe, dat almal kan agterkom, ek is 'n seën vir almal wat rondom my is. Want dit is wat God vir my vra. Ek maak nie 'n kompromie met die verkeerde nie, want ek is lief vir mense. Kom ons maak ons oë toe. Papa Vader, terwyl ons 'n klippie in ons hand dra, besef ons, het ons dalk 'n oom laat afval van die stoel af, oor goed wat ons gesê het, dinge wat ons gedoen het, maniere wat ons geleef het. Ek kom vra U vandag, help ons Heilige Gees, om anders te leef. Ons wil nie alleen vertel nie. Ons wil nie 'n valse getuienis wees nie. Maar ons kom vra vir U vandag, dat U ons sal help, dat hierdie wette wat in ons hart geskryf is, dat dit ons so sal dikteer elke dag, dat ons werklik sal kan sê, ons is 'n seën vir mense rondom ons. Dankie vir die reeks. Dankie vir U 10 gebooie, wat vasgemaak kan word in ons harte. Ons eer U vir dit, in Jesus naam. Amen.